Welkom by Landboumark Voorslag, Landbouweekblad se potgooi-reeks oor die mense en stories agter besonderse ondernemings in die landbouwaardeketting. As jy 'n kliënt instap, ek straal net, ek hou net aan praat, dit is my absolute passie. Hier gesels ons met entrepreneurs, van gevestigde familiebesighede tot nuwe ondernemings en liefdadigheidsorganisasies. Aan jou gebring deur Landboumark, Landbouweekblad se digitale snuffelgids. Plaas vandag self jou eie advertensie en laat die mark na jou toe kom. Besoek mark.landbou.com. Ek gesels met Kenneth Nel van die Bee-shop in Bloemfontein, wat as jy hier instap, is dit beslis enige bijenboer en heuningliefhebber se droom. Hierso kry jy alles wat 'n bijenboer nodig het, van toerusting tot raad, as ook regte egte rou heuning en 'n hele rits bijeprodukte. So Kenneth, vertel ons 'n bietjie meer oor jouself, jou agtergrond en dan spesifiek waar het die hele bije storie begin? HLZ, dankie dat jy kom kuier by ons vandag. Ja, so ek het al baie jare as ek in Bloemfontein, ek het verskeie besighede en baie boerdery was maar altyd vir my 'n passie gewees. Toe het COVID nou gekom en ek het reeds geboer met baie, toe dog ek maar, ek sal nou moet iets anders doen want die ander besighede staan bietjie stil en ek het so 'n bietjie begin korwe inkoop en toe maar die winkeltjie kleinskaal begin en nou versprei ons reg oor Suid-Afrika. Ons verkoop die heuning, ons doen elke maand doen ons opleiding. Dis vir ons baie lekker. En ja, ons ontmoet baie nice mense deur die bye. Ons het nou so vinnig voor die tyd net gesels oor hoe ek wil amper sê nou, soos, ek weet nie wat is die mooi Afrikaanse woord vir dit nie, maar soos homesteading is mos nou 'n groot tydverdryf onder baie mense wat wil self hulle produkte vervaardig. Hoe het die belangstelling in baie boerdery, veral nou dalk in landbou, weet, op die plaas self en ook net mense wat half 'n korf in die agterplaas wil aanhou, hoe het dit toegeneem oor die laaste paar jare? Ja, nee, als dit ongelooflik hoor. Baie mense, hulle doen dit vir hulle eie heuning, want jy kry die regte kwaliteit heuning, dit is nie suiker byvoegings of so nie. En dan ook die boere vir bestuiving, hulle het absoluut die baie verskriklik nodig. Byvoorbeeld op sonneblomme kan jy so 30% groter opbrengs kry as jy genoeg baie op jou sonneblomme kan sit. So ek dink dit is definitief 'n moed vir elke boer en ook om 'n inkomste te genereer. So ons het baie jong mense wat begin en nogal groot gaan nou al met die baie. So dan wil ek ook vir jou vra, ons praat nou van hierdie klein diertjie met sy groot impak, maar ek is seker daarvan, daar's ongelooflik baie wanpersepsies nog steeds rondom bye en byeboerdery en hoe sal jy hierdie wil aanspreek? Ek sal net sê, hulle is nie gevaarlik nie, maar jy moet hulle uitlos. So as hulle in hulle nes is hulle rustig, maar moenie gaan karring nie, want dan sal hulle vir jou steek en hulle goed te beskerm. En dan 'n ander groot wanpersepsie is as mense sien, daar hang 'n swerm teen 'n boom of teen 'n muur. Dis slegs 'n trekswerm, so hulle hulle is nie aggressief of so nie. So los hulle net uit, moet hulle nie gif gee of iets nie. Binne 2 dae sal hulle aan 'n huis kry. So dis die groot ding wat ons bekommer. Is mense wat net dadelik wil gif kry en hulle dit gaan doodmaak. En julle is ook dan mense wat mense kan kontak en sê, hier is nou by my wat hulle lyk nou of hulle hier wil intrek, maar hulle is nou nie welkom nie, kan julle asseblief kom haal? Ja, korrek, ja. So ons doen die verwyderings. Ons kom met 'n korf, ons bou alles wat hulle klaar in die huis se dak of waar ook al gehad het, bou ons vir hulle terug in die kas en dan skuif ons die kas na 'n plaas toe. So ja, hulle is welkom ons te kontak om dit liewer so te en eerder nie self te probeer. Ja, definitief nie, nee. Ons het dan die regte toerusting en goeder, so moet dit nie self probeer nie. En jy moet ook onthou, daar's tot en met 40,000 bye in so kolonie, so dit is baie steekkrag as ek dit so kan noem. So ja, dit kan gevaarlik raak. Ja, en dan natuurlik as jy dalk nou, mens weet ook nie of jy allergies is altyd vir 'n bysteek voor dit met jou gebeur nie. So dit kan gevaar inhou. So kry liewer die professionele mense om te kom help. Nou as jy by die Bee-shop aankom, sal 'n mens sien daar is 'n hele verskeidenheid toerusting wat te koop is as jy nou met baie boerdery besig is, maar dan is daar ook 'n belangrike aspek wat ek optel, jy het ook nou genoem, jy bied werkswinkels aan. Hoekom het jy besluit om altoe hierdie komponente in die Bee-shop in te bring? Wat ek maar gesien het, so baie het gekom vir toerusting, maar ek het gesien daar's geen
in dit nie. So daar is eintlik baie om te weet van baie boerdery. En toe het ek maar gedink, die naaste plek was altyd Johannesburg om te gaan vir 'n kursus. Toe het ek nou gedink vir Noord-Kaap, Vrystaat is ideaal geleë. Nou kan ons die regte advies gee en ons kan vir jou kursus gee ook. Ons doen al ons teorie hierso vir die dag, ons eet lekker saam en dan gaan ons uit 5 kilos van die af het ons 'n klomp kaste. Jy noem dit 'n yperi. So waar daar 'n paar kaste is, noem jy 'n yperi en dan gaan ons soontoe en elke kliënt kry dan nou sy eie kas. Sy eie een. Ja, hy gaan reg deur die hele kas en na die tyd moet hy vir ons sê wat het hy als waargeneem in die kas. Wow, hands on. So Ja, baie jy gaan hands-on. definitief Ja. weet wat om met jou eie kas te doen as jy Definitief, klaar ja, is. definitief. Okay, dit is wonderlik. Jy's al so 'n rukkie aan die gang, Kenneth. Wat was van die grootste uitdagings wat jy met die B-shop gehad het wat jy al moes oorkom het? Met die B-shop nie regtig veel daar fout gegaan nie, maar meer met die baie boerdery self, waar mense nie weet dat die boere gif spuit nie en jy kom die dag by jou kaste en al jou baie lê dood. So dit is nou maar die groot probleem. En dan so nou en dan sukkel hulle maar met verskaffers met die B-shop om betyds al jou toerusting te kry en so aan. Maar nee, ons is baie dankbaar vir hoe groot die besigheid geraak het, waar ons eintlik gedink het dis maar net 'n hobby. Is dit nogal 'n groot probleem, gifstowwe wat gebruik word, miskien plantbeskerming of plaagbeheer? En is daar enigiets wat jy kan doen daaraan of moet jy maar net op 'n ander plek jou kaste gaan inrig? Gewoonlik moet jy maar uitvind by die boere wat plant, wanneer spuit hulle, wat spuit hulle. Maar partykeer gaan jy baie bietjie verder op ander lande en dan is daar gif. So dit is maar 'n probleem, maar ek moet sê ons het in 13 jaar het ek nog net een yperi verloor as gevolg van gif. Hoe ver beweeg 'n by omtrent van sy basis of sy nes af? So 3 kilos is gemiddeld en tot en met so 5 kilos. Daar wil ek ook net daarby sit, jy mag nie baie daar is hulle noem dit bylaws vir Bloemfontein, so jy mag nie kas nader as 100 meter van enige mense nie. So jy kan glad nie 'n baie kas by jou huis of so aanhou nie. Dis ook nie 'n goeie idee nie, want as jy begin gras sny, gaan jy nie hulle gaan vir jou ordentlik steek. So hulle hou nie van die geraas van grassnyers en daai tipe goed nie. So dit met 'n stil plekkie nog Ja, is. nee, stil een kant. Ek dink dis goeie raad om uit te vind in jou munisipale gebied waar jy bly, want ek meen die wette kan ook dalk geld nog meer in die waar amper in die landelike gebiede ook. So om uit te vind wat jy mag aanhou, waar. Ek het gesien wel oor see is daar, dit lyk soos 'n amper mense het mos hierdie die muurplasies gekry. Wat jy die mure kry so in 'n boksie en dan kan jy nou kyk hoe hulle nou hulle nesie bou en dan beweeg hulle nou rond. Ek het gesien daar is sulke goed wat hulle vir bye ook het, dan het hy nou 'n gaatjie wat hy nou uitvlieg buitekant en dan kom hy weer terug, maar sy nes is in die huis. Weet jy van so iets wat mense in Suid-Afrika ook doen? Ja, so jy noem dit 'n observasiekorf. Ons het van hulle, ons het ook die flow hive wat hulle nou noem die honey on tap. Maar ja, dit is die observasiekorwe. Wat 'n ou ook maar net moet na kyk is die oorseese bye is 'n ander tipe by. So dis 'n Italiaanse by. Hy's glad nie so aggressief nie. So ouens kyk nou altyd hierdie video's en dink, ja, maar ons kan ook net maar sonder klere en goed werk. So ons het hulle noem dit die so-called killer bee. So ons het die Apis mellifera scutellata by ons en dit is die aggressiefste by. So ou moet maar net kyk dat jy maar die regte beskerming het. Ja, en dit stok moeilikheid ook. Ek dink nou daar so elke jaar so 'n paar voorvalle van mense wat wel ongelukkig doodgesteek word deur bye op plase en so, maar dit is ook as gevolg van hierdie baie aggressiewe tipe wat ons het. Ja, so ons kry gereeld oproepe, dan moet ons gaan die persoon gaan haal of so, maar dan het hulle dalk gif aangemaak. So as jy baie daai gif begin ruik, dan raak hulle ongelooflik kwaad en hulle begin alles steek wat om hulle aangaan. So ek sê maar altyd wees maar liewer veilig en kry die regte ouens om die probleem te kom oplos. Ons het nou 'n bietjie gesels oor die besigheid self, maar as ons nou weer terugkom by die by, hoe gaan dit met bye in die wêreld? Hoe ernstig is daai bedreiging? Mens weet nie altyd moet jy alles glo wat jy lees op die internet nie. En as bye bedreig word, hoe beïnvloed dit jou besigheid? Dit is nie so erg soos hulle sê nie, maar daar kort definitief. Die ou van Sabie het laas vir my gesê, ek kan nie onthou hoeveel duisend kaste kort ons nog vir die land nie. En ook as daar bestuiving kontrakte is, sukkel hulle altyd om genoeg kaste te kry. So ja, ek dink daar is definitief 'n tekort en dan ook nou maar die probleem met die plaagdoders ensovoorts. En ook wat sê baie uitsterf gaan ons 'n groot persentasie van die lekker goed wat ons kan eet nie meer kry nie. Daar was altyd genoem 4 jaar dan sal die mense uitsterf, maar dis nie heeltemal akkuraat nie. So maar ek dink oor daar nou so groot hype oor beekeeping is ons op die regte pad.
Ja, ek dink nou byvoorbeeld daai metaalkaste wat die ouens gebruik vir die bestuiving doen is baie gesorg. Byvoorbeeld in Noordwes word daar gereeld weggedra. Ja, So is daar iets wat jy sal sê wat mense moet weet voor hulle begin met die bijenboerdery, het sy dit nou is vir jou eie heuning en produkte produseer of om bestuiving te doen waarvoor mense moet uitkyk? ja, so ek sal altyd sê begin eers klein. Dis altyd goed om eers met ons te kom praat. Die ouens wat nou hierso gereeld by ons koop, weet ek is nie 'n salesman nie. So ek sal vir hulle sê koop net eers die en dan kan jy in dit ingroei. Maar kyk definitief waar jou kaste sit. Daar is ongelukkig baie boere wat by ander kaste steel of hulle sal gaan in die aand en die rampies uithaal met die bye en dit oorbou in hulle kaste. So dit gebeur ook. So wees veilig waar jy dit gaan sit. En as jy kyk na bestuiving, jy moet genoeg kaste hê en jy moet maar kyk dat jy regte kontrakte het, dat jy en die boer 'n kontrak met mekaar ooreenkom. So ek het nou al baie gehoor dat iemand nou die plot verkoop en dan staan die kaste daar, dan sê die eienaar nee, dis op my plot, so die goed bly nou hierso. Dit is belangrik om daai kontrak in plek te kry. As jy nou weer moet begin met die B-shop, is daar iets wat jy anders sou wou doen of as daar nog ander entrepreneurs is wat ook 'n soort gelyke besigheid wil begin, wat sal jy vir hulle adviseer? Ek is baie dankbaar hoe die B-shop uitgewerk het en alles, maar met die bijenboerdery weer eens sou ek vroeër vir kursusse gegaan het en meer opleiding gekry het. Want 'n ou maak baie foute, so jy dink kom ons begin die ding deur YouTube te kyk en dan maak jy baie foute waar jy kon onmiddellik baie beter opbrengs gekry het, meer heuning, meer swarms gekry het ensovoorts. En dan miskien net laaste gedagtes van jou kant af. Wat is vir jou lekker daaraan om met bye te werk? Sjoe, als dit alles. As jy kliënte instap, ek straal net, ek hou net aan praat. Dit is vir my absolute passie, die wonder wat hulle kan doen. Soos ek sê 40,000 bye wat in die donkerte al die hexagons kan uittrek. Hulle hou mekaar vas soos hulle noem dit festooning. So hulle hou mekaar se beentjies vas, dan meet hulle die spasies binne die kas. Hulle trek daai hexagons in en elkeen weet wat sy rol. So dit is my ongelooflik. So as ek het 'n vernoot in 'n ander besigheid, Harmony Apiaries. As ek en hy uitgaan die dag, jy vergeet van alles. Dis net lekker om net by te kyk wat het hulle bereik in kort tydjies. Nee, dis absoluut ongelooflik wat hulle kan doen. Ek sien jou passie is aansteeklik. So as daar nou ander mense is wat nou al bietjie gewonder het oor die bijenboerdery storie en dalk ook nou wil begin, hoe kry ons vir jou in die hande? Ja, so hulle kan my besoek op my webtuiste is www.thebshopbfn.co.za of hulle kan my kontak op 082 9255 918. Maar altyd 'n WhatsApp is eintlik beter en dan kan ons lekker gesels. So stuur my WhatsApp, kan ons lekker gesels of kom na die winkel 2 in 75R Generaal Dan Pienaar Eiland. Jy kan ook die B-shop Bloemfontein vinnig en maklik bereik op die landboumark. Besoek mark.landbou.com en daar sal jy met een klik vir kennis aan die ander kant. Dankie vir jou tyd. Baie dankie vir jou tyd, ek waardeer dit opreg. Hierdie was nog 'n episode van Landboumark Voorslag, Landbouweekblad se potgooi reeks oor die mense en stories agter besonderse ondernemings in die landbouwaardeketting. Nuwe episodes is weekliks beskikbaar op landbou.com. Aan jou gebring deur Landboumark, Landbouweekblad se digitale snuffelgids. Plaas vandag self jou eie advertensie en laat die mark na jou toe kom. Besoek mark.landbou.com.